Great, nou ons gaan vanoggend aan met ons reeks Een Lewe, alhoewel ons so 'n bietjie gaan swaai. Ons het gepraat oor 'n storie van integriteit. Ons gaan nou vir die volgende tyd so 'n bietjie praat oor 'n storie van dankbaarheid en 'n storie van vertroue. Elke jaar in ons gemeente, dis so 'n deel van ons soos tandeborsel, is dat ons elke November in hierdie tyd praat ons oor dankbaarheid, net omdat dit so groot deel is van ons lewens. Nou hierdie jaar het ons ook gepraat oor die hele jaar oor die tema His Glory, Our Story, met die wete dat God sy heerlikheid met ons wil deel. Dit bly vir my 'n groot gedagte, dat God sy heerlikheid met ons wil deel. Daarom het hy het gebid, hy het gesê, dieselfde heerlikheid wat die Vader vir my gegee het, gee ek nou vir julle. Nou dit is nogal, soos die jongklop sê, mind-blowing, nee. Dieselfde heerlikheid, dis hoekom Jesus gesê het, julle gaan dieselfde goed doen as ek, en selfs groter. So His glory, sy heerlikheid, wil God, sy begeerte is dat dit deel sal wees van ons storie ook. Nou, die Bybel het soveel verrassings, daar is soveel amazing goed wat ons kan aanhou ontdek in die Bybel. Nou die dag toe dink ek, ja, ek preek daarom nou al 'n klomp jare, en dat 'n mens se preke nooit opraak het. Is amazing, want die woord raak nooit op nie. Die woord hou net aan, daar's net meer en meer ontdekking in die woord. Ekskuus as ek so tussen in keel skoon maak, ek het die week nou lekker verkoue gehad, maar hy's redelik oor. So, as ons praat van His glory, our story, dan gaan ons nou in hierdie tyd so 'n bietjie kyk na die psalms, net die 150 psalms, ons gaan nou nie deur almal werkie, so moenie worry nie, maar ons gaan so 'n bietjie kyk na die psalmbundel, en selfs in die psalms vind jy indirek ons tema, His glory, our story. Nou ek wil gou vanoggend net vir jou so ietsie van dit wys. Nou die meeste van julle wat hier sit, ken Psalm 23, meeste van julle wat hier sit, ken Psalm 91, julle ken die Psalm 90, dis waar Moses nou moeilikheid gemaak het, nê? Want eintlik was die dae van die mens bepaal om 120 te wees, en toe kom hy in Psalm 90, en sê, merk julle dae, want as jy 70 jaar het, is dit goed, as dit 80 is dit baie goed. So, ons sal maar eendag met Moses daaroor praat, want dis eintlik 120, ek mik vir 120, ek weet nie wie van julle gaan saam met my nie. Great. So, die meeste van ons ken van die psalms, nee, maar julle ken ook Psalm 1, ek gaan hom nou vir julle lees, dan gaan julle hom hoor, en julle gaan hom ken. Psalm 2 ken ons ook baie goed, so Psalm 2 staan bekend as die koningspsalm, of een van die messiaanse psalms. Met ander woorde, dis 'n psalm wat die koning aankondig, dis 'n psalm wat praat oor die Messias wat gaan kom. So ek wil jou nooi, gaan lees hierdie psalm. So Psalm 2, hy het alles oor Jesus in een psalm. Psalm 2 sê dat God vir hom 'n seun verwek, dat God vir hom 'n seun kies, dat hy vir hom 'n seun salf, en hierdie seun gaan die Messias wees, hierdie seun gaan die koning wees, hierdie seun gaan die laaste en die ewige koning wees. Dis alles al geprofeteer in Psalm 2. Nou, so dis His glory. Ons kan sê Psalm 2 is His glory. Psalm 1 gaan julle nou hoor, beskryf ons lewens. Nou, die slim mense sê dat Psalm 1 en 2 is 'n boek, dis 'n inleiding vir die hele psalmbundel met sy 150 psalms. So, sommer hier reg in die begin van psalms kry ons His glory en our story. Nou, ek wil nou vanoggend vir jou Psalm 1 gou lees, dat jy kan hoor hoe dit klink, en wat dit dan sê oor die storie, vanuit Psalm 2, die heerlikheidsstorie wat God vir ons beplan. Hoe lyk hierdie lewe wat God vir ons in gedagte het? So ek gaan nou vir jou lees, nou Psalm 1 gebruik baie metafore of beelde, en ons weet die doel van metafore is om ons te help om iets beter te verstaan. Dus 'n beeld wat jy sien, wat jou help om iets te verstaan. So kom ons gaan hom rustig deurlees, Psalm 1, julle ken hom. Ek lees hom in die 2020 vertaling. Gelukkig is die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie, nie op die pad van sonders gaan staan, en nie in die byeenkoms van spotters sit nie. Nee, ou vertaling praat van die kring van die spotters. Maar wat vreugde vind in die wet van die Here, en sy wet dag en nag mymerend prewel.
Is nogal interessant vir die 2020 vertaling, want dis mos nou nuwer Afrikaans. Die ou vertaling praat sy wet dag en nag oordink, mymerend prewel. So iemand, hier's die metafoor, so iemand sal wees soos 'n boom geplant langs watervore, langs waterstrome, sê die ou vertaling, wat sy vrugte op sy tyd gee en waarvan die blare nie verdor nie. Alles wat hy aanpak, gedei, nog 'n interessante woord vir die 2020 vertaling. Alles wat hy aanpak, sal voorspoedig wees. So is die goddeloses nie, inteendeel. Hulle is soos kaf wat die wind wegwaai. Daarom sal die goddeloses nie kan opstaan tydens die regspraak of sondaars in die byeenkoms van regverdiges nie. Ja, die Here dra sorg vir die pad van regverdiges, maar die pad van goddeloses loop dood. Nou dit lyk vir my, ek raak 'n bietjie oud, die liedjies wat ek voorstel om te sing, wil die worship team nie sing nie, so bid asseblief vir my. Ja, so hierdie liedjie, sorry Marina, sorry Wouter, so hierdie liedjie, is 'n Doxadayo liedjie, wat geskryf was oor Psalm 1. Ken julle hom? Weet julle waarna ek verwys? Geseënd is die mens wat weier om te wandel in die weg van die goddelose. Ken julle dit nie? Wat nie lus het om te luister na die ligsinnigheid van die spotters. Ons moet dit sing asseblief Alfredo. Help net vir Alfredo daar. Vraggies in die kerk skud hy sy kop. Sy behaag is in die woord van die Here en hy oordink dit dag en nag. Dis mooi. Ons sal Psalm 1 moet sing. Great. Ja, of ons kan ook Psalm 23 doen. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Die psalms was getoonset, dit was gesing, nê? Is jammer ons sing nie meer so baie van dit nie. Okay. Maar hierdie Psalm 1 praat van 'n paar metafore. Die eerste ding waarvan hy praat is die metafoor van 'n pad. Hy sê, ek en jy is elke dag op 'n pad. Ons wandel. As jy môreoggend jou oë oopmaak en jy's wakker en jy staan op, dan is jy op 'n pad. En dan sê hy, dis hartseer dat sommige mense 'n pad kies wat doelloos is. 'n Pad wat nêrens heen gaan nie, want hy sê teenoor dit is daar 'n ander pad. Daar's die pad van die regverdiges en dit is 'n pad waar God met jou op pad is iewers heen, waar jou lewe sin en betekenis het, waar jy jou storie leef vanuit sy heerlikheid. His glory, my story. Dan die volgende metafore wat hy gebruik is die van die kaf, saam met die koring en dan die metafoor van die boom. Nou ek weet nie presies hoe dit gewerk het nie, maar dit lyk vir my as hulle die koring geoes het, dan het hulle die koring of geskit of geslaan of iets, en dan die koringkorreltjies uitgeval, en wat oorgebly het was die kaf wat net weggewaai het in die wind. So dis die kaf waarvan die psalmskrywer die praat. Hy sê dis ook hartseer dat sommige mense hulle lewe so leef, dat hulle soos kaf is wat weggewaai word. Maar dan sê hy, daar's die regverdige. En die regverdige is soos 'n boom wat geplant is langs 'n waterstroom of langs 'n watervoor. En dan sê hy vind sy vreugde in die wet van die Here. Hy sê en hy oordink die wet van die Here dag en nag en daarom draai sy vrugte op die regte tyd en sy blare sal nooit verwelk nie. Dis 'n mooi psalm, nê? Dis die pad waarop ons elke dag is. Nou as jy die psalm lees, dan kan dit klink asof die psalm vir jou wil sê, tot 'n groot mate doen hy, maar dit klink asof hy vir jou wil sê, okay, hier's twee paaie, jy moet kies op watter een jy gaan loop. Maar daar's iets baie belangriks in hierdie psalm. En dis die tema van His glory, van God se regverdiging in ons lewens. Dis hoekom hy praat van die regverdige, die regverdiging. Die psalm draai om 'n tema wat gaan oor regverdiging. As ek en jy nie geregverdig word deur God, dit wat by die kruis met sy opstanding gebeur het nie, dan is daar nie die pad van die regverdige nie. En dis waartoe die psalmskrywer ons nooi. Nou hoor gou 'n bietjie wat sê Paulus in die Nuwe Testament. Hy koppel dit so mooi, hierdie lewe van die boom, koppel hy so mooi aan hierdie regverdiging en die regverdiging van Psalm 1. Hy sê in vers 18, daarom dan, Romeine 5:18, daarom dan, soos daar deur die oortreding van een mens, ons weet dit was Adam, veroordeling oor alle mense gekom het,
so het daar ook deur die een mens, dis Jesus, se gehoorsame optrede vir alle mense regverdiging tot die lewe gekom. Hierdie lewe waarvan Psalm 1 praat, het gekom deur Jesus se regverdiging, omdat ons nou weer in hom is. Omdat ons nou weer in Christus kan wees, omdat ons as gevolg van sy kruis en die opstanding, is wat Romeine 4 sê, nee, hy het opgestaan omdat ons geregverdig was. Dit was 'n bewys van dit, want die mag van die dood was gebreek. Omdat ons weer in Christus is, kan hy nou weer die bron van ons lewe wees, en daarom kan ons wees soos 'n boom wat by die waterstroom staan, soos wat Psalm 1 van dit praat. His glory, our story, omdat Jesus vir ons hierdie regverdiging bewerkstellig het. So dis 'n groot ding van Psalm 1. Dis nie net ek kies op watter pad ek loop nie, daar's soveel meer as dit. Daar's 'n pad, daar's 'n boom wat geplant is. Ek kan op hierdie pad van regverdiging stap, omdat God iets groots gedoen het deur Jesus. En dis wat Psalm 1 vir ons sê, maar dan saam met dit, sê hy 'n belangrike ding. Hy sê, hierdie persoon, wat soos 'n boom is langs hierdie waterstroom, hy doen iets. Hy oordink die wet van God dag en nag. Hy vind sy vreugde daarin. Hierdie Afrikaans 2020, ek like dit. Hy sê, hy mymerend prewel. Hy sê, hierdie boom, om seker te maak, dat hy vas is aan Christus, dat hierdie boom geanker is, doen hy iets. Hy mymerend prewel, of prewel mymerend, andersom. Jy prewel mymerend, dag en nag. Nie net in die dag nie, dag en nag. Hy oordink die wet van die Here dag en nag. Hierdie boom doen iets, hierdie regverdige doen iets. Nou ons weet die psalms is geskryf en hulle het die Ou Testament, die eerste 5 boeke gehad wat die wet was. So ons weet, dit is waarna die psalmskrywer dan ook verwys. Hy verwys na die wet, want die wet, weet ons, het 'n sekere doel gehad. Mense dink die wet was sleg. Die wet se inhoud was goed. Maar die mens kon nie die wet onderhou nie, en dis hoekom Matteus 5 dan sê, dat Jesus het gekom nie om die wet te ontbind nie, maar om die wet te vervul, maar die mens kon nie die wet onderhou nie, want die mens se hart was nog nie verander nie, want die mens was nog nie weer in eenheid met God nie. Dit was die kruis, die opstanding, God se liefde, wat die mens met God kon versoen het, wat die mens se hart verander het. Die wet het ook gewys wat is reg en verkeerd. Maar die mens kon nie die wet onderhou nie, want die mens was nog nie bemagtig deur die Gees nie. Die wet was nog nie op die hart van die mens geskryf nie, en daarom kon die mens dit nie doen nie. Maar nou, in die Nuwe Testament weet ons, dis nie meer daai wet, as ons Psalm 1 lees, dis nie meer daai wet van die eerste 5 boeke van die Bybel, al die seremoniele wette en al die offers en alle goed wat saam met dit gegaan het. Dis nou die wet van die Gees wat op ons harte geskryf is. Ek ontdek in hierdie week, ek kyk so bietjie, net so bietjie in die wet, en ek ontdek hierdie, en ek dink, so lank in die bediening, en ek kan nie hierdie skrif onthou nie. Maar Paulus sê, so mooi, hy sê in 1 Korintiërs 9 vers 21, hy is nou nie op die skerm nie, maar gaan ontdek hom bietjie. In 1 Korintiërs 9 vers 21 sê Paulus self, ek is nou onder die wet van Christus. Dis 'n vrymakende wet. Dis 'n lewendgewende wet. Alles van hom is lewe. En as ons dan Psalm 1 lees, dan verstaan ons, ek is iemand, das iets wat ek doen, ek is geregverdig, dis genade, maar nou is daar iets wat ek doen, ek is soos 'n boom wat langs waterstrome geplant is, maar daar's iets wat ek doen, ek prewel, mymerend, dag en nag, maak nie saak hoe die wêreld om my is en wat rondom my gebeur nie, my fokus is op Christus, ek prewel, mymerend, ek oordink dag en nag Christus, alles van hom, wie hy is, hoe hy praat, hoe hy dink, hoe hy doen, hoe hy optree, alles van Christus, sy karakter, sy gesindheid, alles van Christus, en daar kan ons 'n lang lys maak, en dis die beeld wat Psalm 1 vir ons gee. Hierdie boom verwelk nie, hy dra vrugte, hy is geregverdig deur Jesus, wat hy vir ons gedoen het, maar hierdie boom doen ook iets, hy het 'n wortelstelsel. Dis 'n mooi beeld, net
beelde, metafore. Hierdie boom, wat jy sien langs die waterstroom, hy het 'n wortelstelsel. En ek glo dis wat hierdie Psalm vir ons sê. Hierdie wortelstelsel is, hierdie boom oordink Christus dag en nag. Hy werk saam met Christus. Hy beklee hom met Christus, soos wat Paulus dit beskryf, en hy werk saam met die Heilige Gees. Ons kom eintlik die diens vandag. Julle ken daai, ek preek nou eers vir myself, né? Julle ken daai storie van die dominee wat aangekom het by 'n nuwe gemeente en hy preek tot die eerste Sondag, maar dit is ongelooflik. Dit is hy breek die woord oop, die mense love dit en so aan, en die week gaan verby, volgende Sondag preek hy weer. En hy preek presies dieselfde preek. En almal is nou maar okay. En derde week preek dieselfde preek. Ja, maar die mense wonder, vierde week, selfe preek. En die kerkraad besluit toe, nee, ons moet iets hieroor sê. Hulle praat om en sê, hoor die dominee, die preek is ongelooflik. Maar, ons is nou by die vierde Sondag, het jy net een preek? Hy sê, nee, ek het baie preke, maar ek gaan hierdie een aanhou preek, totdat ons het doen. So, ja, miskien moet ons vanoggend net hier sê, en sê, Here, kom ons pos net so bietjie, sê net, Here, help ons dat ons wortelstelsels meer en sterker sal ontwikkel, dat ons sal sê, Here, dis my lewe, as ek oor my lewe dink, is dit soos Psalm 1, ek prewel mymerend die wet van Christus, die vrymakende wet van die Gees, Christus se manier, alles van Christus, ek oordink dit dag en nag. Dis hoekom Paulus ook daar in Filippense 4 skryf, hy sê, bedink alles wat daarbo is, alles wat lieflik is, loflik is, prysenswaardig, dit het 'n groot effek op ons lewens, dis die beholding, nee, dis die aanskou, hier's glory, dis hoe Christus lyk, en hoe hy lyk, dis my lewe. Dis wat hy oor my droom, en daarom oordink ek dit, sodat hierdie wortelstelsel stewig kan vestig in my lewe. Nou as ons volgende oor dankbaarheid praat, een van die maniere hoe ons aan ons wortelstelsel werk, om ons geanker te hou in Christus, is deur die gewoonte, die habit, die dissipline, jy kan dit noem wat jy wil, van dankbaarheid. En in ons wêreld waarin ons leef, raak hy al moeiliker om te doen, as jy hom nie doen saam met die krag van die Heilige Gees nie. Want daar's genoeg om oor te kla. Daar's genoeg goed daar buite verkeerd. Daar's genoeg goed rondom jou verkeerd. As elkeen van ons wil, vanoggend kan ons opstaan, en ons sal iets vind in hierdie kerk vanoggend, wat verkeerd is, en ons kan daaroor kla. Nee, jy kry mos nie 'n perfekte kerk, julle weet dit. As jy hom kry, moet hom nie join nie, want jy gaan hom deur mekaar krap. Okay, is net 'n simpel grappie. Maar daar's soveel goed om oor te kla. En dankbaarheid is deel van ons wortelstelsel, 'n lewe van dankbaarheid. Dis baie interessant, die slim ouens sê ook, ek self het nou nog nie daar navorsing gedoen nie, net dit so raak gelees, dat 'n derde van die psalms is dankbaarheid psalms. Ons weet in die psalms word ook baie gemoun en gekla, maar mense gaan kla by God, hulle gaan na God toe met hulle probleme. Maar 'n derde van die psalms is dankbaarheidspsalms. So dis asof die psalmbundel vir ons wil sê, hier's Christus die koning, Psalm 2, sy heerlikheid, hier's glory, hier's my lewe, maar hierdie boom geplant langs waterstrome, hy het 'n wortelstelsel, hy oordink God se wet dag en nag, en deel van dit, omdat die psalms so daarop fokus, is die gedagte van dankbaarheid. Nou ek wil volgende net gou vir jou 'n paar voorbeelde gee, daar's natuurlik baie meer. Hoor gou die psalmskrywer roep mense, hy moedig hulle aan, hy encourage hulle om hulle dankbaarheid te anker in hulle lewens. Psalm 102 vers 22, ek gaan vinnig vir jou 'n paar lees. Hulle moet aan hom dankoffers bring, en met jubelkrete van sy dade vertel. Dis is 'n opdrag, nee. Dis wat ons moet doen. Ons het al baie gesê, as God van ons iets vra, omdat hy iets by ons wil hê nie, hy wil iets vir ons gee. Hulle moet dankoffers bring, jubelkrete. Soms is dit God self in die psalms wat mense oproep om hierdie dankbaarheidswortelstelsel in jou lewe te vestig. Psalm 50:23, wie dankoffers bring, eer my, en wie 'n weg baan, ek sal hom God se verlossing laat ervaar. Hierdie moet yskas toe gaan.
Nee, so baie skrifte op ons yskaste. Wie dankoffers bring, eer my. En wie 'n weg baan, ek sal hom God se verlossing laat ervaar. Asof die psalmskrywer hier skryf en sê, dis God se woorde. Hy sê, dankbaarheid help jou om 'n pad te maak na verlossing toe. Ek het al baie in my eie lewe gesien, as ek by goed uitgekom het, wat gesmash het, dan weet ek, somewhere along the line, het ek ondankbaar geraak. Dit baan 'n weg. Die psalmskrywer self, dank God by tye. Psalm 116 is so mooi en hy sê, aan U sal ek dankoffers bring en die naam van die Here aanroep. Nou dis die psalms. Hierdie jaar het ons gepraat oor Hebreërs. His glory, our story. Hebreërs kom gee vir ons al hierdie spectacular goed. Jesus is koning. Hy's hoë priester. Oor sy koninkryk, wie ons is, die heerlikheid van God, dat hy ons wil verlos, dat hy alles wil nuut maak. En hoor gou die tweede laaste hoofstuk se laaste vers. Hoe sluit die Hebreërs skrywer Hebreërs af? Dis nou die laaste hoofstuk is mos net sulke klomp praktiese goed. Hoor gou wat sê in daai vers. Hy sê, daarom, terwyl ons, wat is nou die daarom? Omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang het. Hierdie goeie nuus van die koninkryk van God, die laaste koning wat alles nuut gaan maak. Terwyl ons hierdie koninkryk ontvang het, laat ons dankbaar wees. Hoekom is dit daar? Want dit is so belangrik. Laat ons dankbaar wees. Dankbaarheid help jy om te fokus en God daardeur, waardeur, deur die dankbaarheid op 'n welgevallige wyse dien. Dit val God, dis wel vir God. Op so 'n manier dien met eerbiedige onderworpenheid en ontzag. Dankbaarheid reg deur die skrif is so 'n groot deel van ons geloof. Dis onlosmaaklik van ons geloof. Ek wil vanoggend so ver gaan om te sê, dis 'n geestelike dissipline, dis 'n geestelike offer. Petrus praat ook in 1 Petrus 3 van die geestelike offers wat ons sal bring. Hebreërs 13 laasweek het ons gepraat oor die lofoffer. Dis die vrug op ons lippe. Dis 'n offer wat ons bring. Laasweek het ons gepraat oor die mededeelsaamheid, weldadigheid. Dis die offers in die Nuwe Testament wat ons bring. En dankbaarheid is deel van dit. Stel julle liggame as 'n heilige, welgevallige offer tot God. Dis Romeine 12 vers 1, nee. Dankbaarheid is 'n groot deel van ons geloof. En ons kan nou vanoggend, en ek het dit nou pertinent vir my wil ek amper sê, want anders gaan ons lank by dit stil staan. Maar dankbaarheid doen 'n klomp goed in ons lewens. Dalk kan ek net so ietsie van dit noem vanoggend. Dankbaarheid erken daai pad wat jy stap. Dit erken God as die bron van alles in jou lewe. Dit hou ons geanker in God. Dankbaarheid, ek dink hierdie is die maklikste een om te sê, maar hy is die grootste. Dankbaarheid bou my verhouding met God. Dit vestig daai wortelstelsel. As jy nou wil moeilikheid maak in jou huis, raak ondankbaar teenoor die ander in die huis, dan kyk jy hoe breek jy verhouding. Selfe beginsel. Dankbaarheid bou verhouding met God. Dankbaarheid bring vrede. Selfs in moeilike omstandighede. It keeps you on track. Hier's 'n groote. Dankbaarheid help my hoe ek ander mense, of beïnvloed my hoe ek ander mense behandel. Dink gou 'n bietjie, as jy ondankbaar voel, dink jy kan nice wees met ander mense? Nee, hulle match nie, hulle werk nie lekker saam nie. En as ons praat van hoe behandel ek ander mense, is dit meer as net 'n mooi etiese ding om te doen. That is our calling, dis ons roeping. Ons roeping. So daar's soveel goed op die spel met dankbaarheid. Daar's soveel studies gedoen oor dankbaarheid en daaroor kan ons baie lank praat. Maar gaan lees bietjie daaroor op. Ons leef in 2025. Jy druk knoppies op die internet, dan lees jy als. Gaan lees bietjie op oor wat daar geskryf is oor wat dankbaarheid, navorsing, toetse wat met mense gedoen is wat ondankbaar is teenoor mense wat dankbaar is. Dis 'n geestelike beginsel, dis deel van ons lewe. So as ons kyk na dankbaarheid en na die skrif, dan is daar eintlik twee goed wat ons optel. Die eerste ding is, hoe werk dankbaarheid in ons lewens? Hoe maak ons dit deel van ons wortelstelsel? Val dit uit die lug uit? Of hoe word dit geanker in ons wortelstelsel? Die eerste ding, ons het klaar oor dit gepraat, ons oordink dit.
Dankbaarheid is iets wat jy begin dink. Dis 'n keuse. Ek gaan nou ek gaan dankbaar. Ek gaan dankbaar wees. Ek wil nou iets ondankbaar sê. Nee, ek gaan dankbare goed sê. Al is dit vir my moeilik, ek doen dit. Kom ek sê vir jou, dis nogal 'n challenge. Ek het nou die 8 Oktober het ek 50 geword. Nou ek weet nie of dit 'n skimp was nie, maar die oggend maak my familie my wakker met my verjaarsdag, 'n gelukwensing en persente en so. So ek dink dit was bietjie van 'n skimp, want 'n deel van die geskenk was 'n oefenkontrak. Okay, so dit los dit daar. Die ander deel van die geskenk was, daar was nou nog baie mooi goedjies, baie bederf, maar die ander deel was 2 bottels met geel deksels. Die een bottel het 365 kaartjies in en die ander een ook, maar op die een sê, ek is vandag dankbaar vir. Die ander een sê, die ander een het nie 365 nie, ek jok. Dit is 'n wat met 'n bucket list vir Emmerlysie, van goed wat ek nog wil doen. Hans sê ek moet nou ophou op dit skryf, want alles is net oor see toer. Ek moet nou iets anders kies 'n slag. So, 365 dae, om elke dag iets voor dankbaar te skryf. Vanoggend is ek voor julle 'n getuie, it does something to you. Dit doen iets aan jou. Dis die beste geskenk wat ek kon kry. Behalwe natuurlik nou ander geskenke waar ek nie sal uitwy hierso nie. Maar dis is een van die beste geskenke wat ek kon kry. Om elke dag te sê waarvoor jy dankbaar is, jy oordink dit. Die volgende ding is wat die skrif vir ons sê, ons gaan nou na dit kyk is, jy bring dankbaarheid. Dankbaarheid om die wortelstelsel te vestig in my lewe is iets wat ek bring, ek oefen dit. Hoor gou hierdie pragtige skrif, onthou julle op 'n stadium, maak Jesus 10 melaatses gesond. Ons lei uit die storie uit af dat 9 was Joods gewees, 1 was 'n Samaritaan gewees, dat hulle die skrif praat van 'n vreemdeling, en daar's nog klomp redes hoekom ons kan sê, hy was dalk 'n Samaritaan gewees, en hulle, Jesus maak hulle gesond, hy sê, gaan wys julle vir die priesters, want dit was die wet van Moses gewees, jy moet jou vir die priester gaan wys, en so, dan kan hy jou nou rein verklaar, en so, en op pad soontoe raak hulle gesond. En net die Samaritaan kom terug, om dankie te sê. En hoor wat sê Jesus, Lukas 17, hy sê, was daar niemand onder hulle te vinde, wat omgedraai het om God te loof, behalwe hierdie vreemdeling nie. Toe sê hy vir die man, staan op en gaan, jou geloof het jou gered. Ek wonder, wat sal ons alles kan ontdek, van wat het Jesus bedoel met jou geloof het jou gered. Ek dink, die 9 het 'n nuwe vel gekry. Hierdie een het 'n nuwe hart gekry. Die ander was dalk net bly, hierdie een het 'n verhouding met God gevestig. Dankbaarheid en geloof in Jesus en wie hy is en wat hy kan doen, het dadelik gevestig in sy lewe tot so groot mate, soveel vertroue, dat hy dit wou kom wys. Dat hy dit wou kom bring. So dankbaarheid kry krag in ons lewens, die wortelstelsel vestig, wanneer ons dit oordink, dis deel van die wet van Christus, is die Nuwe Testament is propvol van dit, die wortelstelsel vestig, wanneer ons dit oordink, maar ook wanneer ons dit bring. Nou kom ons kyk gou na die skrif, hoe bring ons dankbaarheid? Wat sê die skrif vir ons? Daar's 'n paar goed, wat ek optel. Die eerste een is deur gebed. Ek gaan vir jou lekker skrif te lees. Filippense 4 vers 6 en 7, ons ken hom goed, hy sê, moet oor niks bekommerd wees nie. Is nie wat dankbaarheid doen? It frees you from the worries. Don't worry, be happy. Maar dan moet eers iets met jou gebeur, regverdiging, jou hart wat verander, moet oor niks bekommerd wees nie. Maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. Dis 'n les wat ek vir myself gereeld, of nie 'n les nie, 'n beginsel, wat ek myself gereeld moet aan herinner, en sê, Nagel, die goed waar jy so geneig is om te worry, wat sal gebeur as jy daaroor bid? En bid met dankbaarheid. Nee, al julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging
aan God beken. Dit klink amper kontrasterend, nê? Smeking met danksegging. So jy smeek die Here vir iets, jy vra hom vir iets, maar jy dank hom. Want jou vertroue is in hom. En dan sê hy, wat gaan gebeur? Die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. So hoe bring ons dankbaarheid? In gebed. Ons bid daaroor. Ons begin vir die Here dankie te sê. Die tweede ding is, dis 'n groot en ek like hom, is sing. En julle weet ek hou van sing. Weer een van die Psalms, 95 vers 2, hy sê, laat ons tot hom nader met dankliedere, met lofgesange, juig tot sy eer. Worship verander ons. Dis hoekom ons worship, want ons sing die woord, it changes us. Dankbaarheid verander jou. Hoor wat sê die Nuwe Testament, Efesiërs 5 vers 19 en 20, dieselfde een kom voor in Kolossense 3. Hy sê, terwyl julle onder mekaar psalms, ons het nou gesê die psalms was getoonset, psalms, lofgesange, dis ons eie tydse liedere wat ons geskryf het, ons het vanoggend 3 van hulle gesing, en geestelike liedere laat opklink. Ja, van harte tot die Here sing en psalms sing, en God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus dank. Hoe vestig ons hierdie wortelstelsel? Ons bid ons dank, ons sing ons dank, en dan vertel ons dank. Psalm 145 vers 6, uit die aard van die saak, baie ander skrifte. Oor die krag van u ontzagwekkende dade praat mense, van u grootheid wil ek vertel. Dink gou net mense in die Bybel, wat die goedheid van God beleef het, wat het gaan vertel het, wat sy effek het gehad op die ander mense, maar ook op hulle self. So ons sing, ons bid, ons vertel, en dan dankoffers. Psalm 116 vers 17, aan u sal ek dankoffers bring, en die naam van die Here aanroep. Nou ons het reeds gesê, daar is ook offers in die Nuwe Testament, hulle lyk net anders as die Ou Testament. In die Ou Testament weet ons, dit was diere, dit was allerhande goed wat geoffer was, daar was voorskrifte, daar was baie beplanning rondom dit, maar die gedagte van dankoffers en geestelike offers en lofoffers is nog steeds in die Nuwe Testament. Hoor gou, wat sê Paulus vir die gemeente in Korinthe, 2 Korintiërs 9. Hy sê, daarom het ek dit noodsaaklik geag om die broers aan te spoor, om vooruit na julle te gaan, en die dankoffer wat julle vroeër beloof het, in orde te kry, sodat dit gereed sal wees as 'n werklike dankoffer, en nie as iets wat afgedwing is nie. So Paulus stuur broers Korinthe toe, hy sê, daai mense het beloof om die mense in Jerusalem te help, deur hulle dankoffers. Jy kan daar gaan kyk ook, die Griekse woord daar is finansiële bydraes en wat noem ons die goed, resources, bronne. Dis bydraes gewees, om die mense te help in Jerusalem. En hy sê dit pertinent, kry dit gereed as 'n dankoffer. Nie as iets wat afgedwing is nie. So kan Paulus ook sê, hy die blymoedige gewer, lief, 'n dankoffer. Nou al hierdie maniere van dankbaarheid, wat ek uitleef, wanneer ek dit bid, wanneer ek dit begin bid, wanneer my gebedstyl ook begin verander, wanneer ek dit begin sing, al voel ek nie so nie, ons die beste tyd wat jy kan worship en bid, is wanneer jy nie so voel nie. Merk net daai woorde, soos net daai dissipline ook in ons lewe kan vasmaak. Die tye wanneer jy die meeste nodig het, wanneer jy die minste voel om dit te doen. Then you engage with it. Ons sing, ons dankbaarheid. Ja Here, maar ek het volgens niks om oor dankbaar te wees nie. Jy sal iets kry, vra die Gees om jou te help. Dank hom vir jou verlossing, dank hom vir jou redding. The joy of my salvation. Nee, wanneer ons hierdie goed begin doen, vertel en dankoffers bring, dis wanneer hierdie absolute karakterwortelstelsel in ons lewens vestig wat ons langs die waterstroom, by Christus, hy gebruik nou die beeld, langs die waterstroom, ons weet ons is in Christus, dis wat ons daar vashou. Ek dink een van die grootste ontdekkings wat in ons lewens as kinders van God kan maak, is dat ons dankbaarheid nie gekoppel is aan ons omstandighede nie. Dis nie gekoppel aan die wat nie, dis gekoppel aan die wie. Laaste skrif, dis hoekom Paulus dan ook sê in 1 Tessalonisense 5:18, wees in alle omstandighede dankbaar. Want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus.
Hy sê nie wees vir alle omstandighede dankbaar nie. Hy sê wees in, maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Stay grateful. Bly dankbaar. Hou die boom geanker in Christus. Dis God se wil vir julle. Hoekom is dit God se wil vir julle? Want dit hou jou geanker. Geloof en dankbaarheid gaan hand aan hand. Dankbaarheid is die taal van geloof. Jy kan nie 'n ander taal praat en gelowig wees nie. Ondankbaarheid, ongeloof pas baie mooi by mekaar. Dankbaarheid en geloof pas by mekaar. Weer die 10 melaatses. Net die een kom terug. Kyk wat gebeur met sy geloof. Ons dankbaarheid is gesentreer in Christus. Nou vanoggend as gemeente, is dit hoekom ons ook in hierdie tyd so baie oor dit praat en daarop fokus. Elke jaar, ons gaan dit elke jaar doen. Because we need to be reminded of the word. Want aan die einde van die jaar, is daar baie goed wat druk op jou sit, om jou dankbaarheid te verloor. Ons sê nee. We've got an unshakable kingdom. Ons het 'n onwankelbare koninkryk. God is vir ons. Hy's met ons. Ons gaan ook nie toelaat dat hierdie goed ons wegtrek van hierdie krag van dankbaarheid in ons lewens nie. Ons gaan dan, as dit dan so moet sê, terugdruk. Ons gaan terugdruk met die woord. En daarom wil ek jou ook nooi in hierdie tyd. Ons het nou nog gepraat oor November. Ek wil jou nooi in November om die goedheid van God in jou lewe vas te maak, om hierdie wortelstelsel te verdiep in jou lewe. Hierdie is prakties, dit is maklik om dit te onthou. Sê Here, hierdie tyd, ook Desember, as hier so baie mense is en dinge, hierso is ek leef. Ek bid, ek vertel, ek sing, ek bring offers, want ek maak hierdie vas in my lewe, sodat my wortelstelsel diep sal skiet in Christus en in sy onwankelbare koninkryk. Kom ons sluit ons oë. Jesus. Vanoggend, terwyl ek die woord bedien, is ek so bewus daarvan hoe prakties hierdie woord is, maar saam met dit is ek bewus hoe relevant hierdie woord is. En ek wil vir jou vanoggend regtig sê, ek glo dis die Heilige Gees, want hy wys vir ons goed. Ek glo hier's vanoggend mense wat sit, wat regtig swaar kry. En as ek praat van swaar kry, praat ek nie net van finansiëel nie. Ek praat van goed, wat regtig aan jou karring, wat aan jou krap, wat jou omkrap, wat dinge vir jou moeilik maak. Maar vanoggend kom hierdie woord soos 'n tweesnydende swaard. En hy kom vestig jou, hy kom anker jou aan Christus. En miskien is hierdie vanoggend weer 'n oordraai woord. Oordraai na Christus toe, aanskou. Ons aanskou nie God een keer as ons klaar nie. Nee, ons oordink die wet van Christus, dag en nag, sy inspraak, sy woord, deur die woord, deur die Gees, deur sy familie. En ek wil jou vanoggend nooi, miskien is daar vanoggend soos 'n, ek wil amper sê soos 'n shift, 'n skuif in jou lewe wat nodig is. Om te sê, Here, ek gaan net eers al die dinge wat moeilik is, wat swaar is, ek gaan dit net eers wegstoot. Eenkant sit. En vanoggend kom sê, Here, ek dank U vir my verlossing. Ek dank U dat ek U ken. Dankie dat U my gered het. Dankie dat U vir my is, dat U nie teen my is nie, dat daar nie meer afstand tussen ons is nie, dat ons versoen is met mekaar. Ek dank U dat al in die Ou Testament geprofeteer is, dat die gedagtes wat U oor my het, is gedagtes van 'n goeie, 'n hoopvolle toekoms. Maar Here, ek kom bid ook vanoggend en sê, Here, ek weet, by U is daar lewe. By U is daar oorvloed van lewe. Op hierdie pad van die regverdige saam met U, waar U saam wandel, daar's lewe. En ek klim vanoggend terug op daai pad, as ek nie daar is nie. Dankie Here dat hierdie woord vanoggend ons oopbreek, wakker maak, vars maak. Die grootheid van dit, die belangrikheid van dit,
kom wys vir ons, openbaar, Here. Ons weet baie keer lees ons skrifte en dan lees ons maar net, maar ander kere lees ons en dan spring dit vir ons uit, dit breek oop vir ons. Dankie dat hierdie vanoggend so 'n woord is. Here, ons dankie. We thank you for the joy of our salvation. Ons vertroue is in U, Here. Dankie dat ons vanoggend U wil kan omhels en in dit kan wandel. Miskien wil jy net so 'n paar sekondes net so sit. Net ook vanoggend hoor wat sê die Here vir jou. Net oor hierdie woord en dan gaan ons 'n lied saam sing wat ook sê, loof hom, loof God. Loof hierdie gesalfde koning met alles binne in my. Hoor so 'n bietjie wat sê die Here vanoggend vir jou.